Hierdie maand werk ons deur hoofstuk 5, Geesvervulde dissiplines, soos geneem uit my nuwe kreatiewe Bybeljoernaal Familievreugde. My kontakbesonderhede sal aan die einde van hierdie video verskyn indien jy belangstel om jou eie kopie van hierdie kleurvolle interaktiewe Bybelstudie te hê. Dis natuurlik 'n ideale geskenk vir Moedersdag, maar ook 'n ideale boek vir vroue Bybelstudies wat graag kreatief rondom God se woord wil verkeer. Ek glo die meeste van julle het 'n gunsteling boek of boeke. Alhoewel die Bybel sedert my bekering heel bo aan my lys pryk, is daar ander boeke wat ek gereeld raadpleeg. Een van hulle is Richard Foster se Celebration of Discipline. Foster identifiseer 12 geestelike dissiplines, 4 intern, 4 ekstern en 4 wat saam met ander gelowiges beoefen word. Hy gaan uit sy pad om elke dissipline prakties en haalbaar te maak, ten volle bewus dat wanneer 'n mens goed toegerus is, dit makliker is om nader aan die Here te groei en dieper in sy ewige waarhede te delf. Jesus het dalk nie hierdie lewensveranderende praktyke of geestelike dissiplines op sy volgelinge afgedwing nie, en tog kan ons elkeen van hulle in sy lewe sien. Wanneer ons hom deur die evangelies volg op 'n pad van gedissiplineerde genade, leer hy ons hoe om hierdie selfde delikate balans tussen teorie en praktyk, meditasie en uitreik te handhaaf. Met ander woorde, ons moet die klassieke dissiplines beoefen in die sloer van ons alledaagse take. Kinders grootmaak, beddens opmaak, kos voorberei en toepas op die mense naaste aan ons, huweliksmaats, familie, vriende en bure. As 'n jong ma het die volgende uittreksel uit A Legacy of Love, geskryf deur die dogter en naamgenoot van Ruth Graham, die vrou van Billy Graham, 'n groot impak op my gehad. In hierdie kosbare koffietafelboek deel Ruth 'n besondere herinnering aan haar ma se lesenaar. Maar miskien was die mees kenmerkende en konstante eienskap van ma se lesenaar haar oop Bybel. Sy het reg voor en in die middel gehou en deur die loop van die dag elke nou en dan 'n paar oomblikke geneem om daaruit te lees en brokkies waarhede bymekaar te maak. Ander boeke en notaboeke het dikwels oop langs moeder se Bybel gelê en ons gewys dat dit 'n plek van konstante gebruik was en haar lesenaar was voortdurend in gebruik. Vir mamma was Bybellees, studeer, skryf en leer nie bloot aktiwiteite nie, maar uitvloeisels van haar menswees. Ek het instinktief verstaan dat die dissiplines wat Ruth hier beoefen het, beide lewensnoodsaaklik en lewegewend was. Mag God ons help om vir ons kinders toerusting te gee en geleenthede te skep waar hulle hierdie dissiplines kan slyp ter ere van God. In ons praktiese toepassing van dese maand wil ek hê jy moet 'n aksieplan vir Bybellees en gebed skep, nommer pas vir jou gesin se huidige seisoen. Deel asseblief julle wysheid met ons deur 'n kommentaar te los by hierdie video. Dis so 'n voorreg om as medegelowiges van mekaar te leer. Mooi loop tot volgende maand.